Openbaring. Johannes skryf 'n laaste slotparagraaf waarin hy die belangrikste gedagtes opsom waaroor hy met ons gepraat het. En daar's veral 2 temas wat hy hier aan die einde weer onderstreep. Die eerste tema wat hy uitlig is dat hierdie profetiese boek Openbaring goddelike gesag dra. Dis nie maar net 'n storieboek nie. Dis nie maar net 'n motiveringsbriefie aan 'n paar gemeentes in Klein-Asië wat geestelik en fisies swaar gekry het nie. Nee. Dit beskryf in mensetaal God se doel en sy plan met die mensewêreld. Dis 'n boodskap wat ook aan my en jou gerig is. Dis 'n oog en 'n oorgetuie verslag. Johannes sê dat hy dit alles gesien en gehoor het. God het hierdie dinge aan hom bekend gemaak. Amper soos 'n driehoek sou mens kon sê, die boodskap in Openbaring kom direk van Christus af. Dit is oorgedra aan Johannes deur 'n engel, en daarom mag niemand iets daarby voeg of daarvan weglaat nie. En verder, omdat hierdie boodskap van God self afkom, moet die woorde van hierdie boek nie geheim gehou word nie. Dit moet deur die gelowiges geleef word, sodat elkeen op hierdie aarde die boodskap daarvan kan sien en dit kan beleef. Dis die een tema. Die tweede tema wat Johannes uitlig, en wat eintlik ook soos 'n goue draad deur die hele Openbaringbrief geloop het, is dat die wederkoms van Jesus Christus naby is. Terug in hoofstuk 1 vers 3 het hy al geskryf: Gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby. En nou in hierdie slotverse van die boek herhaal hy weer in vers 10: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, met ander woorde, moet dit nie geheim hou nie, want die bestemde tyd is naby. Jesus self sê 3 keer in hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees: Ek kom gou. Hierdie positiewe spanning, die afwagting op Christus se wederkoms, mag nie hier uit die oog verloor word nie. En met hierdie 2 kerngedagtes in die agterkop, kom ons lees die slotverse van die boek Openbaring, hoofstuk 22 van vers 6 af. Toe het die engel aan my gesê: Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here, die God van die geeste en van die profete, het sy engel gestuur om aan sy diensknegte te wys wat binnekort moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Gelukkig is die wat vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol. Ek, Johannes, is die een wat hierdie dinge gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek in aanbidding neergeval aan die voete van die engel wat hierdie dinge aan my gewys het. Maar hy het vir my gesê: Moet dit nie doen nie. Ek is net 'n dienskneg, saam met jou en jou broers, die profete, en saam met diegene wat vashou aan die woorde van hierdie boekrol. Aanbid God. Hy het ook vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boekrol verseël nie, want die bestemde tyd is naby. Wie onreg pleeg, laat hy nog meer onreg pleeg. Wie onrein is, laat hy nog meer onrein word. Maar wie regverdig is, laat hy nog meer geregtigheid beoefen. En wie heilig is, laat hy nog meer heilig word. Vers 6 sê dat die woorde in die boek Openbaring betroubaar en waar is, want hulle kom van God self af. En hier kry jy nou weer daai gedagte van die driehoek. God self, wat deur sy gees en dan eintlik deur die bemiddeling van 'n engel die boodskap gee aan die profete, onder wie Johannes,
sodat hulle dit aan die gelowiges kan verduidelik, wat God se plan is met die wêreld. Die eindgebeure word in Openbaring so aan die lesers voorgestel, dat ons die einde eintlik enige tyd kan verwag. En omdat ons die wederkoms van Jesus enige oomblik kan verwag, is die tyd vir speletjies eintlik nou verby. Vers 7 sê ons moet vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol. Dit beteken ons moet met volharding, met oorgawe gehoorsaam wees aan God se boodskap in Openbaring. Ons moet die boodskap van Openbaring begin doen. Christus se wederkoms moet 'n werklikheid bly, deurlopend. En ons as gelowiges moet met opgewondenheid en met gereedheid daarna uitsien. Ek wil amper sê ons moet dit daagliks, so in aanhalingstekens, opvoer voor 'n stikkende wêreld. Die wêreld moet ons gereedheid en ons opgewondenheid kan raak sien in alles wat ons doen. God moet deur ons doen en late sigbaar word, sodat die wêreld hulle tot hom kan bekeer. Kan jy sien, weer eens, dit wat ons al so baie keer in Openbaring gesê het. Die boek Openbaring wil jou nie wegtrek uit hierdie wêreld uit nie, maar stuur jou en jou gemeente juist terug in die wêreld in, om 'n verskil te gaan maak, en om die evangelie van Jesus Christus bekend te maak aan almal met wie jy te doen kry. In vers 10 sê die engel vir Johannes, die woorde van hierdie boek moenie geheim gehou word nie. Die boodskap dat Christus spoedig op pad is na sy eiendom toe, moenie verseël word en iewers weggesteek word nie. Want dit sou presies die teenoorgestelde meebring as wat die bedoeling van die boek Openbaring is. Die woord Openbaring beteken juis bekendmaking, nie toesluiting nie. En dis hier waar ek en jy in die prentjie kom. Ons mag nie toelaat dat die boodskap van Jesus Christus se wederkoms iewers tussen die swart of die bruin omslaa van hierdie boek vergete bly. Ons moet die boodskap van Christus se wederkoms gaan leef. Hoe moet ons dit regkry? Vers 9 en vers 11 het dit duidelik gesê. Aanbid God en leef heilig. Aanbid God en leef heilig. Voordat ek verder gaan, dalk net gou weer so 'n woordjie oor vers 11, want vers 11 kan nogal 'n tammeletjie wees, né? Klink vreemd. Wie onreg pleeg, laat hy nog meer onreg pleeg. Wie onrein is, laat hy nog meer onrein word, maar wie regverdig is, laat hy nog meer geregtigheid beoefen, en wie heilig is, laat hy nog meer heilig wees. Nou wat Johannes hiermee vir ons wil sê, is dat die huidige wêreld en sy mense bly voortbestaan tot met die finale einde. Goed en sleg sal langs mekaar bly voortbestaan. Goed word nie een kant toe geskuif en dan leef die slegte alleen op die aarde, soos wat sommige mense sê nie. Goed en sleg bly langs mekaar voortbestaan. En daarom waarsku die engel die mense dat hulle moet oplet na die keuses wat hulle maak in hierdie tyd kort voor die wederkoms. Want die keuse wat jy maak, het seker gevolge wat daarmee saamkom. As jy teen God kies, sal 'n korrupte en 'n goddelose leefstyl die koers wees wat jy tot aan die einde loop. Maar as jy kies om in God te glo, sal jy reg doen, sal jy heilig leef. Met ander woorde, afgesonder en in 'n verhouding met die Here staan. As jy vir God kies, moet God in jou daaglikse optrede sigbaar word vir die mense. Mense moet kan sien dat die Heilige Gees in jou woon en deur jou werk. En nou is dit so opvallend dat die Bybel nie ander opsies bied
as hierdie twee nie. Of jy's in, of jy's uit. Vers 12 sê, kyk, ek kom gou. Jesus is aan die woord. En die beloning is by my, om elkeen volgens sy optrede te beloon. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Vir 'n tweede keer wat Jesus dieselfde woorde sê, kyk, ek kom gou. Die spoedige wederkoms van Jesus Christus is die spil waar rondom die hele Openbaring 22 draai. En omdat Johannes hierdie gedagte herhaal ek ook nou maar weer wat ek reeds gesê het. Die dringendheid van die wederkoms word beklemtoon. Die doel daarvan is om die lesers van Openbaring te laat besef dat ons leefstyl in ooreenstemming moet wees met iemand wat gereed is om die Here Jesus met sy wederkoms te ontmoet. Dit help nie daar is 'n teenstelling met mekaar nie. Jy kan nie sê ek wag opgewonde vir die wederkoms, maar my lewe lyk asof ek dink dit gaan eers oor 80 of 1000 jaar gebeur nie. Want wanneer Jesus weer kom staan hier, bring hy die loon saam om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Nou hier moet ons nie dink dat ons iets moet doen om in die hemel te kom nie, of dat ons nou dat ons goeie werke ons nou in die regte verhouding met God sal bring nie. Kyk 'n bietjie mooi, vers 14 verduidelik wat moet ons doen, waarvoor ons dan beloon sal word. Vers 14 sê, gelukkig is diegene wat hulle lang stolas was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en die stad deur die poorte kan binnegaan. Hierdie vers laat dink my terug aan Openbaring 7 vers 14, waar Johannes gevra het wie hierdie groot jubelende skare is. En die antwoord wat hy gekry het, Openbaring 7 vers 14, dit is die wat hulle lang stolas gewas het en dit wit gemaak het in die bloed van die lam. Ons sou dit ook anders kon stel. Ons sou kon sê dis hulle wat Christus se verlossing aangegryp het, wat die vuil van hulle vorige sondige bestaan wit gewas het in die kruisdood en die opstanding van die lam, Jesus Christus. Dis al wat gedoen moet word. En daarvoor sal Jesus jou beloon. Jy sal die reg hê om in die tuin, die nuwe tuin van Eden te woon, om van die boom van die lewe te eet, en jy sal die reg hê om in die nuwe Jerusalem te kan woon. Met ander woorde, in 'n volmaakte en 'n ewige saamwees met Christus in die hiernamaals. Die uiteindelike bestemming is of om in te gaan of om buite te bly. As jy gelowig volhard tot die einde toe, sal jy die ewige en die volmaakte saamwees met God en Christus ontvang. Andersins bly jy buite. Vers 15. Die honde, dit is nou maar net 'n skelwoord vir die vals profete of die dwaalleraars. Die honde bly buite. Ook die towenaars en die hoereerders, die moordenaars en die afgodedienaars, en ook elkeen wat die leuen liefhet en beoefen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om teenoor julle oor hierdie dinge in die gemeentes te getuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die helder môrester. 'n Hartseer prentjie word geteken wanneer 'n lang lys sondaars en sondes opgenoem word. Hulle sal uitgesluit word omdat hulle skandelik en in oneer geleef het. Omdat hulle nie aan Jesus Christus vasgegryp het, soos wat ons in die vorige verse gelees het nie, word hulle uitgesluit. Want jy sien, Jesus is die nakomeling van Dawid. Hy is die helder môrester, die waarborg van God se nuwe môre wat sal aanbreek in die volmaakte nuwe bedeling. Sonder hom sal daar vir ons geen beloning wees nie.
Daarom, wees geestelik wakker. Wees deel van die ingroep en leef die boodskap van Openbaring elke dag. Dien God en leef heilig. Leef opgewonde. Leef gereed vir die wederkoms. Want Jesus se wederkoms sal spoedig wees. Vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat elkeen wat luister sê, kom. En laat elkeen wat dors het, kom. En laat elkeen wat dit begeer, die water van die lewe kom kry. Verniet. Hoor net die opgewondenheid in hierdie verse. Hoor net die afwagting. Die uitgroep sê, nee, moet nog nie kom nie. Wag eers, ons is nog nie gereed nie. Ons is nog besig met die wêreld en sy dinge. Maar die Gees en die kerk van Christus, die bruid, die ingroep met ander woorde, hulle sê kom. Ons kan nou nie meer wag nie. Ons is opgewonde oor die wederkoms. Vriende, ek wil vir jou sê, ons moenie onverhoeds betrap word dat jy nog deel is van die uitgroep nie. As jy ook nog een van die is wat bekommerd moet uitroep, nee, Here, wag eers. Moenie nou al kom nie, ek is nog nie gereed nie, dan moet jy jou prioriteite in orde kry. As jy nog dors vir die lewende water, dan moet jy dit nou kom kry. Dis verniet. Neem die finale besluit vir God in jou lewe en leef dan 'n lewe van oorwinning. Wys vir die wêreld, jy sien uit na Jesus se wederkoms. Dien God met jou hele hart, met al jou krag, met jou hele verstand, elke dag. Leef 'n lewe van toewyding, 'n lewe waarin mense vir God en die werk van sy Gees in jou lewe en deur jou lewe kan raak sien. Leef so dat Jesus se teenwoordigheid in hierdie chaotiese wêreld van ons deur jou optrede bevestig word, nie bevraagteken word nie. Johannes sluit af met dieselfde gedagte waarmee hy hierdie slotverse begin het, en dit is die feit dat hierdie woorde van God self afkom en dat dit daarom gesag dra. Vers 18. Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. As iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God sy aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad, waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem. Hy wat hierdie dinge getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Vir 'n derde keer sê Jesus, ek kom gou. En dan antwoord die gelowiges weer opgewonde. Amen. Kom, Here Jesus. Ek wil vandag vir jou vra, sommer reguit, is jy deel van die ingroep of is jy deel van die uitgroep? Die Here Jesus se wederkoms gaan spoedig wees. Openbaring sê die bestemde tyd is naby. Waarmee gaan die Here Jesus jou besig kry as hy vandag sou kom? Is jy deel van die ingroep, die wat met opgewondenheid en gereedheid uitsien na die wederkoms? Die in wie se lewens 'n mens kan sien, hulle lewens is gewas in die bloed van Jesus, hulle is gereed vir sy koms,
Die wat nie Christus se spoedige terugkeer na sy eiendom 'n geheim hou nie, maar in wie se lewe 'n mens kan sien dat die Heilige Gees in hulle woon en in hulle werk? Of gaan hy jou kry deel van die uitgroep? Die wat hulle korrupte, selfsugtige lewens op aarde nog te veel geniet. Die wat nie bereid is om die opoffering te maak om vir Jesus te leef nie. Die wat nie wil volhard in dit wat reg en goed is nie. Waar gaan hy jou kry? Jy moet kies. En jy moet nou kies. Daar is nie baie tyd oor nie. En as jy vir die Here kies, dan kies jy daarmee saam om te doen wat reg is. Jy kies om heilig te leef, om afgesonder te wees vir die Here, om in 'n verhouding met hom te leef. As jy vir God kies, dan kies jy daarmee saam dat jou daaglikse optrede sigbaar word vir hierdie wêreld. Ek lees 'n storie waar daar vertel word dat John F. Kennedy gedurende sy 1960 presidensiële veldtog dikwels toesprake gemaak het, en dan het hy sy toesprake afgesluit met die verhaal van kolonel Davenport. Nou, kolonel Davenport was die speaker van die Connecticut House of Representatives. En op 'n dag in 1789 het die hemel bo Hartford onheilspellend donker geword. Sommige van die verteenwoordigers in die huis het met vrees na buite gestaar en gedink dat die einde aangebreek het. Nou, om te keer dat almal onmiddellik ophou werk en in paniek gaan, het Davenport opgestaan en hy het gesê, kyk uit by die venster. Die oordeelsdag is of aan die kom, of is nie aan die kom nie. As dit nie so is nie, het ons geen rede om op te hou werk nie. En as dit wel so is, wel dan verkies ek om gevind te word waar ek besig is met my werk. Daarom versoek ek julle dat julle vir ons kersse gaan haal. Eerder as om dit te vrees wat dalk kom, moet ons getrou wees in ons roeping totdat Christus welkom. In plaas daarvan om die duisternis te vrees, moet ons skynende ligte wees terwyl ons wag. Ek vra jou weer, waarmee gaan die Here Jesus jou besig kry wanneer hy vandag, as hy vandag sou terugkom? Gaan hy jou kry waar jy besig is om te skinder, sleg te praat, kwaad te stook? Of gaan hy jou kry waar jy in liefde en met selfbeheersing omgaan met alle mense? As hy dalk op 'n Dinsdagoggend kom, waar gaan hy jou kry by jou werk? Besig om lood te swaai? Omdat jy weet, man, niemand check my eintlik op nie? Of gaan hy jou besig kry om jou werk te doen met ywer en met trots, omdat jy dit mos in die eerste plek vir hom en tot sy eer doen? Gaan hy jou kry waar jy besig is om iemand in te doen met besigheid? Of gaan hy jou kry terwyl jy besigheid doen op so 'n manier dat mense kan sien God leef in jou? Waar gaan hy jou kry op die skoolbanke? Sê maar dis 'n donderdagoggend. Besig om nonsens aan te jaag, besig om lui te wees, besig om net die absolute minimum te doen sodat jy maar net so deurskuur? Of gaan hy jou kry waar jy hard leer, jou huiswerk getrou doen, jou sport geesdriftig beoefen, omdat jy dit tot sy eer doen, omdat hy vir jou die gawes en die talente gegee het daarvoor? As hy dalk in die nag kom, waar gaan hy jou kry? In wie se bed gaan hy jou kry? In jou eie bed waar jy hoort? Of
besig om iemand anders se huwelik en gesinslewe op te voeder. Gaan hy jou in 'n kroeg kry, waar jy elke aand jou lewe sit en omsuip, terwyl jou gesin alleen by die huis is en vergaan van verlange na jou? Of gaan hy jou by jou gesin kry, in 'n gesonde gesinsverhouding soos wat dit hoort by kinders van die Here? Waar gaan hy jou hier in die gemeente kry? Lekker uitgestrek op die kerkbank, besig om niks te doen nie? Of gaan hy jou aktief betrokke kry in die gemeente? Besig om jou deel in sy kerk te doen, besig om die koninkryk te help uitbrei? Gaan hy jou iewers weggesteek, onbetrokke op die agtergrond in die gemeente kry, besig om te kerm en te kla oor alles wat nie na jou sin verloop nie? Of gaan hy jou op die voorpunt kry, besig om jou gawes te gebruik, besig om diensbaar te wees in die gemeente, en om 'n positiewe verskil te maak in Beinsvlei? Jy moet kies, of jy deel van die ingroep, of die uitgroep gaan wees. Waarmee gaan die Here Jesus jou besig kry, as hy vandag sou kom? Hoopelik met 'n lewe tot sy eer en tot sy verheerliking. Volhard, wees getrou in jou lewe as 'n gelowige, totdat Christus welkom. Wees jy in hierdie donker, hopelose wêreld waarin ons leef, 'n skynende lig van God se liefde en sy genade, terwyl jy met opgewondenheid wag op die spoedige wederkoms van Jesus Christus. Vers 21. Die genade van die Here Jesus bly by julle almal. Amen. Here God, Openbaring het vir ons soveel nuwe perspektief gegee. Here, aan die begin het ons gedink ons gaan baie leer oor hoe die hemel lyk en wat ons daar gaan doen, maar uiteindelik, Here, sien ons dat Openbaring meer gegaan het oor die aarde en dit wat ons nog hier moet doen. Dankie dat ons weet, alles wat ons gesê het, word eintlik vasgebind met hierdie laaste vers, dat u genade by ons is. Niks van wat ons gepraat het, ook vanoggend in hierdie boodskap, kom uit ons eie krag nie. Here, dit is alles deur u genade. En daarom wil ons onsself vanoggend opnuut kom toewy, vra o Here, dat u vir ons sal help, om deurlopend, aanhoudend, weg te draai van dit wat sleg is, en te draai na u toe, na dit wat goed is. Here, ons wil gereed wees, ons wil opgewonde wees oor u wederkoms. Ons wil gereed wees vir enige tyd wanneer u ons kom haal. Of dit nou is wanneer die laaste bassein blaas, en of dit nou is wanneer ek my laaste asem op aarde uitblaas. Here, ons wil gereed wees. En terwyl ons gereed is, wil ons werk. Ons wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. Here, ons lewens, ons werk, ons skool, ons sport, ons betrokkenheid in gemeentes. Here, ons wil daarmee 'n getuienis lewer van dit wat vir ons werklik belangrik is. En ek wil bid, Here, dat u so ons lewens deurlopend sal vorm en verander. Dankie vir die wonderlike reeks wat ons kon hê, Here, en waar ons nou die laaste paar dae voor Kersfees binne gaan, bid ek dat u elkeen van ons in ons gemeente en elkeen wat na hierdie boodskap luister, sal seën met 'n Kerstyd vol vrede, vol liefde en vol welbehae. Here, aan u kom toe al die lof en die eer tot in ewigheid. Amen.